Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 15de Junie, dit is die jaar 2026, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie praat oor bonatuurlike krag. Kyk, ons het geen krag in onsself, maar wanneer Jesus Christus vir ons toedoen met bonatuurlike krag, kan ons enige iets doen wat hy ons meer help om te doen. Ons doen natuurlik niks buite sy wil nie. Nou, daar's twee dinge wat ons moet doen wanneer ons swaar kry. Ons moet onsself aan God toevertrou. Ons moet aanhou om goed te doen tot eer van ons getroue Skepper. Afgesien van die direkte gevolge van lyding self, tap lyding ook ons energie om die regte dinge op die regte tyd te doen. Ons voel prikkelbaar, ons voel so 'n bietjie gespanne en kort van draad. Ons is so uitgeput dat ons vassit met mense wat ons dalk die nodigste het. Dis doodnatuurlik, maar om natuurlik te reageer vererger dis dan nou ook ons lyding. Daarom het ons 'n bonatuurlike hulp nodig van Jesus Christus. Beroep jou dus op God se bonatuurlike krag om jou te help volhard met goeie dade vir jou getroue Skepper. God se Gees sal jou toerus met geesvervulde keuses, al kry jy swaar. Dit gaan gepaard met twee geskenke. Eerstens, jy sal nie hoef te ly omdat jy sonde gedoen het nie, en met ander mense se sake jouself bemoei het nie. Tweedens, sal jy goeie geselskap op jou pad hê, wanneer jy om ander redes ly. God se Gees sal jou in staat stel om twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag en dergelike dinge te vermy. Sy Gees sal jou ook help om vriendelikheid en goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing te kies, bo alles. Tye van swaar kry is niks buitensgewoon nie. Dis wel buitengewoon om deernisvol te bly in jou moeilike en beproewende tye. Dit is slegs moontlik danksy God. Ons kan dit nie op enige ander manier doen nie. God se seun het hierdie pad voor ons geloop en hy het reg opgetree, ongeag hoe onbillik hy behandel was. God die Gees gegee uit, God se Gees vir hom gegee, om te midde van sy lyding dit deur te staan. 1 Petrus 4, hier vanaf vers 1. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook julle wapen met dieselfde gedagtes, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens begeerlikheid van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dis genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikhede, dronkenskap, brassery, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saam met hulle in dieselfde uitgietinge van losbandigheid is nie, en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewendes en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar die lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoon, nigter en om te kan bid, maar bo dit alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry eens mekaar, sonder murmurere, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie dienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor U kan staan vanoggend en weet dat wanneer ons in moeilike tye verkeer en ons oë rig op U, dat U ons met bonatuurlike krag toedoen, sodat ons elke versoeking, elke lyding, alles wat op ons pad kom, dit kan teëstaan met die wete dat U lei ons, U leer ons, U help ons om deur hierdie dinge te kom, sodat ons meer as oorwinnaars aan die ander kant kan uittreë en wetende dat ons 'n ewigheid saam met U gaan wees. Here, help ons in hierdie dag, seën ons, Here, sodat ons alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam kan doen. Amen en amen.